Ons verwelkom ook almal wat nou elektronies by ons erediens aansluit. Hier by Falconridge gemeente mag ons vandag ook God se woord hoor en mag ons dit ter harte neem en mag dit vir ons met toewyding en dankbaarheid vervul. Ek gee graag vir die geleentheid dan nou om saam stil te word voor die Here. Almagtige, barmhartige God en hemelse Vader, ons is vandag diep weer onder die indruk van u grootheid, almag en heerlikheid. Ons dink aan die liefde wat so onbeskryflik groot is. Die liefde wat u bewys het in Christus Jesus, waardeur u mens geword het en onder ons kom woon het. Selfs gelei het, gespot is en geslaan is en gekruisig is, sodat ons die ewige lewe kan hê. Ons besef, Here, dat daar geen einde aan u liefde is nie. Dat u liefde tot in ewigheid strek. En dat dit u harte wens is. Dat ons u liefde moet beantwoord. Deur u kinders te wees, deur aan u te behoort. En deur te lewe tot u eer. En daarom word ons net stil voor u, om te hoor en te luister na wat u deur die woord en deur die Gees en deur die diensknegt vir ons wil sê. En ons bid, Vader, dat hierdie boodskap vir elkeen van ons wat hierna luister, werklik betekenis sal hê. Here, u ken elkeen van ons omstandighede. U weet wat in ons gedagtes en in ons hartes leef. U ken ons harte wense. U weet wat ons behoeftes is. En daarom loof en prys en dank ons u vir gebedsverhoring. In die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Maatjies, vanoggend het Alwyn die Harlekyn saam met my kerk toe gekom. Nou, hy was ons 'n nar wat in die sirkus gewerk het, want dit is wat 'n Harlekyn is. Harlekyn is 'n nar. In Engels praat hulle van 'n clown. En ja, daar sal baie liedjies op oor die narre gesing. Ja, nee, en daar's 'n liedjie waarvan ek nie baie hou nie. En wat een is dit? Daai een van Sonja Herald. Wat een is dit? Bring vir die Harlekyn nog wyn. O, ja, ek kan nogal dink dat jy nie van daai liedjie sal hou nie. Ja, nee, want ek sit niks meer wyn in my lewe nie. Ek is droog en nooit weer wil ek drink nie, hoor. Ja, nee, dis wonderlik. Ons is baie dankbaar dat dit met jou gebeur het, dat jy die Here ontmoet het en dat jy weggekom het uit daai omstandighede uit en dat jy nou glad nie meer drink nie. Dis te wonderlik. Maar julle narre is mos daarvoor bekend dat julle snaaks is. Ken jy nie 'n grappie of twee nie? Ja, nee, kyk, dit ken ek, hoor. Dit kan ek goed doen, hoor. Okay, nou laat ons 'n bietjie hoor. Ja, ek was eendag toe die sirkus daar in Durban was, op die strand gewees. Okay, daar by die see. Ja, waar is die strand? By die see. Ja, en toe sien ek hierdie mooi jong meisie wat daar in die son lê op haar handdoek en sy is besig om te paai in die son. Okay, en toe ek so 'n bietjie verder loop, toe lê daar so 'n braaslampie op die sand. Okay, en toe tel ek hom op. En toe maak ek hom bietjie skoon en ek vryf hom so bietjie met my hand skoon. En toe kom daar 'n genie uit. 'n Genie? Ja, soos in Aladdin, so blou.
Ok, en toe wat sê die genie vir jou? Hy sê ek het 3 wense, ek kan enige 3 wense wens. Sjoe, dit klink nogal opwindend. En wat wens jy toe? Wel, wens toe dat daai pragtige dame en ek ewig oud kan wees sien. En toe wat gebeur? Toe sê die genie sim salabim en hy klap sy vingers en toe sy net so oud soos ek. Jy bedoel, toe word sy so oud soos jy in plaas van jy so jonk soos sy? Ja, net so. Nou wat het jy daaruit geleer? Ek het geleer dat mens moet spesifiek wees in die wense wat jy vra. Ja, dis baie belangrik. En toe wat het daarna gebeur? Toe is ek spesifiek met my volgende wens. Toe wens ek het 'n highway gehad, 'n snelweg, 'n pad, al die pad van Suid-Afrika af tot in Australië. Sjoe, so ver? Ja, ek wil by Tannie Lucia gaan kuier. Ek wil van haar Schwarzwaldkuchen en van haar lekker Italiaanse tuisgemaakte lasagne eet. Ja, nee, dit klink nogal baie lekker. En wat sê die genie toe vir jou? Nee, hy sê dis nie te moeilik. Hy het sommer so rooi geword en so groot opgeswel en vergelyk soos 'n ballon wat wil bars. O, het gesê dis te moeilik. Ja, toe sê hy of ek niets anders wil wens nie. Ok, en toe wens jy wat? Toe wens ek dat ek vroumense kan verstaan. Ok, en wat gebeur toe? Toe vra hy hoeveel bane wil ek op die highway. Ok, wel, ek weet nie of jou wens waar geword het nie, want ek het nie daai highway al gesien nie. Ja, nee, daar het iets anders gebeur. Wat het gebeur? Ja, toe ek by my derde wens kom te dink ek, nou gaan ek baie slim wees. Ok, en wat wens jy toe? Toe wens ek dat al die wense wat ek wens waar word. Dit klink nogal na baie slim wens. So met ander woorde, in plaas van 3 wense kry jy soveel wense as wat jy wil hê en dat al die wense wat jy wens waar word. Dit klink na baie slim wens. Ek dink ek sou dit eers gewens het. Nee, dit was nie 'n goeie idee nie. Hoekom, wat het gebeur? Die genie het al hoe rooier en rooier geword en groter opgeblaas en toe bars hy reg soos 'n ballon. Ok, ja, nee, dit het jy gevra, het was seker vir hom heeltemal te moeilik gewees. Ja, dit moet wees. Ja, maar kom ons gesels 'n bietjie oor wense vandag. Ek dink nogal dis 'n onderwerp wat belangrik is om 'n bietjie na te dink en 'n bietjie uit die Bybel uit ook oor te lees. Wense, die wense wat ons wens. Ons almal wense van tyd tot tyd. Daar's altyd iets wat ons graag wil hê en wat ons vir onsself sê, ek wens ek kan dit kry of ek wens ek kan dat kry. Ek gaan nou nie name noem nie, maar iemand het altyd gesê ek wens my ouma wil die lotto wen. En so is daar verhale in die veeboeke en in die kinderboeke en die storieverhale van wensfeetjies. Die pragtigste ou, fynste ou dingetjies met die mooiste, fynste vlekkies en met 'n ou towerstaffietjie. En dan kan hulle na jou toe kom en vir jou vra, wat wil jy graag hê? Wat is jou wens? En dan swaai hulle towerstaffie en woeps, jou wens word waar. Dink maar aan die verhaal van as poestertjie of Cinderella nou in Engels, waar sy na die bal toe kon gaan, in 'n pragtige koets, maar sy moes voor 12 weer by die huis wees, want anders te verander die koets weer in 'n pampoen en die perde weer in muise en alles wat daarmee saamgaan. So met al die wense en die verhale is daar altyd een of ander hakplek, een of ander vangplek. Selfs ook met Aladdin en sy genie, wat ook onder ons baie bekend is, hierdie lampgees, wat ja, wel, of dit nou Bybels korrek is natuurlik 'n ander storie. Gees, lampgees, dit klink amper soos 'n lamp, bose gees, maar toe maar. Dan kry hy ook sy wense wat hy wil hê en help hierdie lampgees om nou met al die dramas en dinge wat hy wil hê en
Die lampgees sê vir hom, die wens is my bevel. So omdat hy die een is wat die lampgees vrygelaat het uit die lamp, sal die lampgees vir hom gee net wat hy wil hê. Dit laat 'n mens wonder, maar wat sou jy wens? Sê nou maar, dit gebeur met jou dat so 'n pragtige wensviertjie nou vandag na jou toe kom en vir jou sê, jy kan maar wens net wat jy wil. Wat gaan jy wens? Gaan jy wens dat al jou wense wat jy wens waar word? Of gaan jy dalk wens vir groot rykdom en baie geld, dat jou ouma die lotto kan wen, maar nou nie die Suid-Afrikaanse lotto nie, een van daai Europese of Amerikaanse of selfs Britse lotto's waar jy in ponde miljoene kan wen. Groot rykdom en baie geld, dan is al jou moeilikheid mos nou verby. Wat van 'n lekker groot nuwe huis om in te bly, wat nie kraak nie en wat nie verf nodig het nie en wat nie onderhoud nodig het nie, wat net te pragtig is, soos een van daai mooi kastele wat 'n mens altyd op die televisie sien in die rolprentsterre inwoon. Of wat van 'n pragtige splinter nuwe motor. Party mense sal sê ek wil 'n Ferrari, ander sal sê nee ek hou van 'n Lamborghini en ander sal weer sê as ek maar net 'n double cab kan kry is ek happy. So wat van 'n splinter nuwe motor? Of as jy nou nog nie kan kar bestuur nie want jy is nog nie 18 jaar oud nie, maar jy hou van fietsry, wat van 'n splinter nuwe fiets, een met sommer so baie ratte en met sulke skuifrieme wat behoorlik kan stop as jy wil stop en so lekker sitplek wat nou nie jou agtersteewe seermaak as jy op hom sit nie, 'n lekker splinter nuwe fiets. Of wat van die nuutste gaming PC, een van daai met 'n 5090 RTX graphics kaart in, met 'n NVMe solid state hard drive, een van daai wat so lekker vinnig is, en 'n i9 CPU, en een van daai groot skerms wat so gebuig is wat jy mee kan speel en jouself so kan in jou verbeeldingswêreld inleef. Of wat van 'n nuutste PlayStation, waar trek ons nou by 5 of is ons al by 6? Dink is by 5. Of die nuutste Xbox, die Microsoft weergawe van die PlayStation. En tonne speelietjies, baie speelietjies, meer as wat jou hart begeer. Of wat van een van die nuwe Lenovo Legions? Of 'n Asus LEX, of Nintendo se Switch, of Sony PlayStation Portal, of Valve Deck Steam, of Steam Deck althans, of MSI Claw 8, of een van daai dinge. Nou dink die groot mense met die hare wat al bietjie begin grys word hier by die slape soos ek, maar wat se goed is dit? Dit lyk so. Dis handheld computers. Dis wat jy in jou hand vashou en dan speel jy nou rekenaarspeletjies op hulle. Hulle is kragtiger as die selfone en ja, hulle is spesiaal ontwerp vir speletjies. En hulle koppel ook aan die internet, so jy kan saam met jou maatjies reg oor die wêreld ook speel. Baie kinders wil dit graag hê. Baie kinders wens hulle kan klaar wees met skool. Hulle is nie lus vir hierdie eksamen wat nou voor lê nie. En vir al die take waarmee hulle besig is en al die toetse nie. As hulle maar net kan klaar kry met skool, hulle sal wens, ag, as ek maar net kan klaar wees met skool. En as jy op universiteit is, ag, as ek net hierdie graad kan kry en klaar kry. Of as ek hierdie opleiding waarmee ek besig is net kan klaar kry, of hierdie vreeslike uitdaging by die werk met die teikendatums wat ek moet bereik, as ek dit net kan doen en kan klaar kry. En as jy siek is, dan wens jy dalk vir beter gesondheid. En dalk wens jy dat jou huweliksmaat jou getrou en liefdevol sal vertroetel en jou regtig sal lief hê. Jou sal koester en jou sal waardevol ag en laat lekker voel en alles wat daarmee saamgaan. Paulus het ook 'n wens gehad. En dis waarby ek eintlik wil uitkom na hierdie lang inleiding oor al die wense. Nou ons het so rukkie terug toe ons gepraat het oor verlange, het ons gepraat oor Paulus se Filippense brief, waar baie mense sê dit is sy blydskapbrief, maar wat ek gesê het, dit kan eintlik ook sy verlange brief wees, oor verlange wat seer maak, omdat hy verlang na die gemeente. En toe het ons onder andere ook na hoofstuk 3 verwys, maar vandag gaan ons so 'n bietjie meer spesifiek in fokus op hoofstuk 3 van die Filippense brief. En ons gaan spesifiek dit koppel aan vers 10.
Vers 10 is ons wegspringblokke, want ons mos nou atletiek tyd, die kinders wat nalope doen het wegspringblokke sodat hulle vinniger kan wegkom. Vers 10 is ons wegspringblok vandag. En daar skryf Paulus, al wat ek wens, my harte wens, al wat ek wens, is om Christus te ken. Om die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Dis Paulus se wens. Dis sy hartewens. En Paulus weet, dit help nie om sy tyd te mors om te wag vir 'n wensvuurtjie om haar opwagting te maak nie. Dit help ook nie om 'n lampie te gaan soek en om te vryf en te dink daar gaan 'n genie uitkom nie, want dit is dinge van kinderverhale, feeverhale. Dis fiksie. Dis nie die waarheid nie. Ongelukkig is daar baie mense wat dink gebede is soos wense en dat God soos 'n wensvuurtjie is of 'n genie wat jou gebede moet verhoor, wat jou wense moet laat waar word. Dis nie wie God is nie. God is baie groter as dit. En ons gebede is nie net wense nie. Dis nie net versigtinge wat ons uitspreek waarin ons vir God vra vir goed nie. Dis maar 'n deeltjie, 'n klein deeltjie van gebed. Gebed gaan eintlik oor die aanbidding en die verering en die verheerliking van die almagtige Vader. Dis waaroor gebed eintlik gaan. Maar terug by Paulus se wens om Christus te kan ken, om die krag van sy opstanding te kan ervaar, te kan ondervind, te kan beleef. Maar dit sluit in dat 'n mens ook deel sal hê aan sy lyding, aan sy swaar kry. En dit vir ons is 'n vreemde gedagte. Hoekom sal 'n mens nou wens vir lyding? Hoekom sal hy wens vir swaar kry? Paulus is in die tronk terwyl hy dit skryf. En die tronk is nie 'n lekker plek om te wees nie, en daardie tyd nog baie meer as vandag, want vandag is daar menseregte en daai tyd was daar. Maar hy is bereid om ook iets van Christus se lyding te ervaar en te beleef, want hy weet, na die lyding kom daar opstanding. Opstanding uit die dood. Opstanding uit die lyding. Om te verrys uit jou omstandighede van beproewing uit. Eers moet jy gelyk word in Christus se dood. En die ander woorde wat Paulus daarvoor gebruik is die afsterwe van die ou mens. En daarmee bedoel hy eintlik wedergeboorte. Dis om te sterf as jou sondige natuur, jou sondige mens. Om te sterf in jou geestelike dood te laat gaan, sodat jy kan opstaan tot die ewige lewe en vir ewig kan lewe. Want Paulus wil ook deel hê aan Christus se opstanding uit die dood. Om sodoende vir altyd en ewig by God te kan wees. Dit is sy groot hartewens. En dit sien ons in vers 10. Nou is die vraag maar, hoekom is dit Paulus se hartewens? Hoekom vra hy nou nie vir iets anders nie, soos vrylating uit die tronk uit byvoorbeeld? Of die vermoë om vinniger oor die wêreld te kan reis, om die evangelie oral aan almal te kan verkondig nie, want dit wil hy ook graag doen. Hoekom is sy hartewens net om Christus te ken en om een met hom te wees, een in sy lyding en sy sterwe, maar ook een in sy opstanding en een in die ewige lewe? Nou as ons nou hierdie hoofstuk lees in hoofstuk 3, dan kry ons die antwoord, want die hoofstuk begin waar Paulus vir die soveelste keer vir die gemeente sê dat hulle moet bly wees in die Here. En ons het al gesê, dit is die blydskapsbrief hierdie, Filippense.
oor en by herhaling sê hy vir die gemeente, julle moet bly wees, julle moet vol vreugde wees, julle moet jubel, julle moet juig, julle moet dankbaar wees. Dit moet vir julle lekker wees om 'n Christen te wees. Christen wees is 'n fees. En ons moet dit so uitleef. En dan vertel hy vir hulle dat dit vir hom nie moeite is om hierdie brief vir hulle te skryf vanuit die tronk nie. Dis nie vir hom harde werk nie. Dis nie vir hom soos huiswerk of 'n taak wat hy moet doen of 'n eksamen waarvoor hy moet leer of skryf nie. Dis vir hom lekker. Dis vir hom geen moeite om hierdie brief vir hulle te skryf nie. Want wanneer hy hierdie brief skryf, dan gee dit vir die gemeente sekerheid. Geloof, sekerheid. Die sekerheid om te weet ek het nou alreeds die ewige lewe. Al is ek nog nie in die hemel by God nie, het ek dit alreeds. En ek weet dit verseker want dis 'n belofte van God. En hy sal nie sy beloftes verbreek nie. En om hierdie sekerheid te kan hê, dis die wonderlikste geskenk. Om te kan weet ek het die ewige lewe. Dis die wonderlikste geskenk om in die lewe te kan hê. Dis belangriker as 'n groot huis en 'n grand kar en 'n nuwe fiets en 'n Nintendo Switch of 'n PlayStation of 'n Xbox. Baie belangriker as al daardie dinge. En dan waarsku hulle teen die dwaalleraars. Daar was Joodse Christene wat dwaalleraars was, wat in die gemeente hulle opwagting gemaak het en gepreek het en daarop aangedring het dat die gemeentelede die Joodse gebruike en wette moet gehoorsaam en dat hulle ook moet laat besny. En hulle het vertrou op allerlei uiterlike dinge buitekant die mens, nie innerlike geestelike dinge nie, maar uiterlike dinge soos die besnydenis, dinge soos wetsonderhoude en alles wat daarmee saamgaan. Paulus sê, hy sou ook op al hierdie uiterlike dinge kon vertrou, want al hierdie dinge waarop hierdie Joodse dwaalleraars aandring, dit het hy. Net soos hulle, is hy ook uit die nageslag van Abraham. Hy het ook Abraham se bloed in sy hare. Hy is ook 'n Israeliet, want hy is uit die stam van Benjamin. Nou naas Josef was Benjamin die seun wat Jakob die liefste gehad het van sy 12 seuns. So dit was 'n belangrike stam. Paulus sê hy was ook op die 8ste dag besny toe hy 'n baba seentjie was. Hy was 'n egte Hebreër, met ander woorde die Joodse geloof het hy aan vasgehou. In sy wetsopvatting, sy manier om te kyk na die wet van God, die manier waarop hy dit interpreteer, was hy 'n Fariseer, nie 'n Sadduseer nie. Die Sadduseërs het nie geglo in 'n opstanding nie. Hy het wel daarin geglo. Hy sê hy was selfs 'n ywerige vervolger van die kerk en van Christene gewees. Hy het gaan ons vra vir lasbriewe vir 'n hegtenisneming van die Christene en al die pad Damaskus toe gegaan om hulle in hegtenis te neem en dis toe waar hy tot bekering gekom het, want langs die pad het hy vir Jesus ontmoet. Gaan lees maar Handelinge 8 om al daardie detail te kry. In sy onderhouding van die wet sê hy was hy onberusblik. Hy het sy bes probeer om al 10 gebooie te gehoorsaam. Om daardeur te probeer om vryspraak te kry, want dis hoe dit in die Ou Testament gewerk het. En dis wat die Jode probeer doen het. En die Joodse Christene het probeer om daarmee voort te gaan, om nog steeds deur wetsonderhouding te probeer om vryspraak te verdien. Maar Paulus sê ek het tot ander insigte gekom. Al hierdie goed wat eers vir my, hierdie uiterlike goed, wat vir my waardevol was en waarop ek my hele lewe gebaseer het soos 'n kaarthuisie eintlik in mekaar getuimel. Want al hierdie uiterlike goed is waardeloos, omdat dit nie kan help om jou te red nie. Want jy kan nie jouself red deur besny te wees, deur wetsonderhouding, deur Israelitiese bloed of Abraham se nageslag te wees of enige van daai goed. Dit kan jou nie red nie.
Dit kan jou nie red nie, want hoe harder jy probeer om die wet te gehoorsaam, al is jy onberispelik daarin, struikel jy nog steeds. Want jy het 'n sondige natuur. Jy kan nie dit verdien om die ewige lewe te kry nie. Paulus het ontdek om Christus Jesus as sy Here te leer ken, oortref alles in waarde. Dis kosbaarder en waardevoller as enige iets op aarde. Daar's niks groter en belangriker en kosbaarder as Jesus. En om hom te ken, is baie beter as al daardie ander uiterlike dinge wat eers vir hom so belangrik was. Hy sê terwille van Christus is hy bereid om alles prys te gee. En daai alles sluit sy lewe ook in. En daarom gee hy nie om in die tronk te wees nie, gee hy ook nie om te weet dat hy eendag ook soos Christus vir sy geloof gaan sterf nie. Dit pla hom nie. Want hy doen dit terwille van Christus. Om met Christus te kan een wees, is sy hartewens. Sy hartewens is om met Christus as enigste bate te kan verkry. Nou die van julle wat op skool rekeningkunde het, julle het al geleer van bates en van laste, nê? Nou bates is mos goeders wat jy het, en laste is goed wat jy skuld. Dis wat jy moet betaal, wat jy moet weggee, wat nie joune is nie, is 'n probleem. Maar 'n bate is jou eiendom. Dis wonderlik om 'n bate te hê. So hy wil vir Christus as bate verkry, hy wil hom as sy eiendom verkry. Dit beteken nou nie dat jy Christus ten volle kan besit nie, maar deur die geloof met Christus kan jy met hom een word. En dis wat Paulus se hartewens is. Dis om een met Christus te kan wees. En om een met Christus te kan wees, beteken dat jy vrygespreek en gered word, omdat jy in hom glo. Nie omdat jy probeer om die wet te onderhou en dit te probeer verdien nie, maar omdat God jou uit genade verlos, omdat jy in Christus glo. Daarom is vers 10 al wat hy wens om Christus te ken, om die krag van sy opstanding te kan ondervind, om te kan beleef hoe word hy lewendig in Christus. Hoe staan hy op uit hierdie sondige doodsbestaan waarin hy was? En begin hy regtig lewe, voluit lewe, met vreugde en met blydskap en met dankbaarheid lewe. Met entoesiasme lewe. En daarom wil hy ook deelneem in Christus se lyding. Gee hy nie om in die tronk te wees nie. Hy wil selfs gelyk word in Christus in sy dood. Hy gee nie om vir Christus te sterwe nie. Want hy leef met 'n verwagting in sy hart. En daardie verwagting is dat hy self ook deel sal hê aan Christus se opstanding uit die dood. En dat hy saam met Christus 'n verheerlikte liggaam sal hê en dat hy vir ewig en altyd saam met hom in die hemel by God sal wees. Om vir God te verheerlik en saam met die engele te loof en te prys en te aanbid en te dien. Dis 'n hartewens. Paulus besef ook dat hy nou nog nie hier op aarde terwyl hy daar in die tronk sit, alreeds al hierdie goed ten volle besit nie. Al weet hy verseker dat dit syne is, besit hy dit nog nie ten volle nie. En hy besef dat hy dit nog nie alreeds alles ten volle gekry het nie. Hy besef ook dat hy nog nie hierdie doel wat hy nastreef, hierdie hartewens van hom, dat hy dit nog nie bereik het nie. Hy is nog op pad daarheen. Maatjies, dis soos wanneer dit Kersfeestyd is. Dan staan ons 'n kersboom by die huis. En dan is daar onder die kersboom 'n geskenkpakkie. En op die geskenkpakkie is jou naam geskryf. Jy weet, dis jou geskenk daai. Dis alreeds jou geskenk. Maar jy kan hom nog nie oopmaak nie. Jy moet wag vir Kersfees.
En as Kersfees kom, dan maak jy hom oop, en dan is hy joune. En dis hoe die ewige lewe werk. As ons een is met Christus, dan is ons naam klaar in die boek van die lewe ingeskryf. Dan is dit ons in alreeds. Dis net eers wanneer ons hier op aarde ons laaste asem uitblaas en ons die ewigheid ingaan en ons verheerlikte liggame kry, dat ons daai geskenkpakkie oopmaak en dat ons hom dan gebruik. So ons leef met 'n verwagting in ons. Ons sien hom, maar is nog nie tyd nie. Die tyd is nog nie ryp nie. Maar wanneer die tyd ryp is, gaan ek hy geskenkpakkie oopmaak en ek gaan hom kry. En daarom sê hy, ek span my in om al hierdie dinge myne te maak. Omdat Christus lankal reeds aan die kruis op Golgotha alles gedoen het wat nodig is, sodat Paulus Christus in kan wees. So al het hy nog nie alreeds alles ten volle nie, maak hy seker dat hy hom inspan om daar te kom, om dit te kan kry. Dis soos 'n atleet. Jy kan heel voor hardloop, en al die ander wat saam met jou hardloop is so 4 of 5 tree agter jou, want jy is 'n Usain Bolt, jy hardloop met blits vinnig. Jy het nog nie gewen nie, want die wenstreep lê nog daarvoor. Al is jy voor, het jy nog nie klaar gewen nie. Jy moet eers oor die wenstreep kom, dan het jy finaal gewen. En dis wat Paulus nou hier sê. Hy sê nie hy het al die wenstreep oorgesteek nie, maar hy is besig om voor te hardloop. Hy is op pad om te wen. En hy span hom in. Hy gaan nie nou stop nie. Hy gaan nie nou moeg raak en ophou hardloop nie. Hy gaan aanhou, sodat hy die wenstreep eerste kan oorstreek. En daarom sê Paulus moet hy hom losmaak van die dinge van die verlede, die dinge wat agter hom is. En hy moet hom uitstrek na die dinge van die toekoms. Hy moet hom uitstrek na die ewige lewe, uitstrek na die wenpaal, om daar te kan kom. Julle weet mos daai laaste entjie, steek hulle mos hulle bors so uit om die lint te kan breek, eerste te kan breek, die nalopers, sodat hulle nommer 1 kan wees. En dit help nie, jy kyk heeltyd om na die ouens agter jou nie. Jy moet vorentoe kyk, jou oog gefestig op die wenpaal. Want as jy heeltyd omkyk, gaan jou spoed definitief in die slag bly. Hy sê hy span hom in om by die wenstreep te kom, om daai wenstreep te kan bereik. Hy haal alles uit wat hy het, elke bietjie energie, elke bietjie krag, elke bietjie motivering, volhard hy tot die einde, tot by die wenstreep. En as hy die wenstreep oorsteek, ontvang hy die hemelse prys, waartoe God hom geroep het in Christus Jesus, die ewige lewe. En dis hoekom Christus sy harte wens is, want deur Christus kry hy die ewige lewe. Deur in hom te glo, deur een met hom te wees, ontvang hy die ewige lewe. En hy is op pad om daai te kom. Hy hardloop heel voor. En hy wil daai wenstreep oorsteek, want as hy hom oorsteek, het hy die ewige lewe. En dan roep hy die Filippense op om dieselfde gesindheid, dieselfde doel en dieselfde strewe te hê. Hy sê vir hulle, julle moet my voorbeeld navolg. Dit moet ook julle harte wens wees om Christus te ken, om die krag van sy opstanding te kan ondervind, om een te wees met hom in sy lyding en in sy dood, sodat julle een kan wees met hom in sy opstanding uit die dood, en sodat julle die ewige lewe kan hê. En daarom moet julle ook losmaak van al hierdie sondige dinge van die verlede, en moet julle uitstrek na die ewige lewe, die wenpaal, sodat julle eerste oor die wenstreep kan kom en die ewige lewe kan kry. Dis die gesindheid wat in ons ook moet wees. En daarom moet 'n mens nie aardsgesind wees nie. Daarom moet aardse wense en aardse begeertes nie vir ons hoop in te tel. Dan maak groot huise en baie geld en grand karre en nuwe karre en allerlei sulke dinge wat aardse goed is, aardse skatte. Maak nie meer saak nie, want rot en roes verniel. Diewe breek in en steel, dis van verbygaande en verganklike aard.
Dis die hemelse skatte wat tel. Dis die dinge wat vir ewig en altyd bly, wat regtig belangrik is, en daarom moet Christus ons harte wens wees. Hulle moet besef dat hulle burgers van die hemel is. Dis so goed of as hulle is klaar die wenners. Hulle hardloop heel voor, die ander atlete is nog ver agter hulle. Hulle is al reeds wenners. Maar hulle moet nou net daai laaste stukkie oor die wenstreep kom. As burgers van die hemel moet hulle dan leef soos mense wat burgers van die hemel is. Christus gaan ons aardse verganklike liggame by wenstreep verander om so sy verheerlikte liggaam te wees. 'n Liggaam wat nie meer pyn en lyding en hartseer en verlange en al die aaklige emosies en ervarings en lyding en dinge wat ons hier op aarde ken en ervaar en beleef, niks van daai goed gaan daarmee wees nie. Want ons gaan net God se heerlikheid ervaar en beleef. En daarom moet hulle vas staan en moet hulle getrou bly aan die Here. Hulle moet volhard aanhou met hierdie wedloop. En dan skryf hy hier teen die einde dat hy hulle baie liefhet en dat hy baie na hulle verlang, soos wat ons daardie keer toe ons oor verlange gepraat het ook gesien het. Want die gemeente is sy blydskap en die gemeente is sy kroon. Hy is regtig lief vir hulle. En hulle is sy rede tot blydskap. Geliefdes, kom ons bring ook ons harte wens in ooreenstemming met Paulus. Kom ons los die aardse dinge, die aardse skatte. Kom ons fokus op die hemelse skatte. Hoe belangrik is tydelike, verganklike, aardse, uiterlike dinge nog vir jou? Nou, interessant genoeg as 'n mens jonk is dit vir jou baie belangrik en doen jy alles om dit bymekaar te maak. Dan kom daar 'n stadium wat jy oud word en wat jou kinders nou al uit die huis uit is en jy nou al begin kleinkinders kry en nou raak die huis vir jou te groot. Daar's te veel goed in die huis. En die kinders wil ook nie die goed hê nie, want hulle is ook al die moderne goed. En jy het nou die ou goed wat jy nog by jou oupas en jou oumas en wat ook al geërf. Dit staan nou nog in jou huis. En nou moet jy begin kleiner maak en jy moet begin afskaal en jy begin nou kyk vir 'n townhouse of vir 'n huis en 'n aftree oor of vir 'n kleiner plekkie en nou moet jy van al hierdie goed ontslaa raak. En so gaan 'n mens deur lewensfases van bymekaar maak en ontslaa raak. Maar wat Paulus eintlik vir ons wil leer is, die goed wat ons wens om te hê, is nie eintlik belangrik nie. Vandag gaan 'n tyd kom wat jy van dit moet ontslaa raak. Jy kan dit nie saam met jou vat nie. Louis Malherbe het ons altyd gepraat van die lijkswa met die venter sleepwa agterna. Jy kan nie jou goed in die venter sleepwa sit en saam met jou vat as jy op pad is na die begrafplaas toe. En ek sê altyd, dit help nie om die rykste lijk in die lijkshuis te wees nie. Wat baat dit jou? Jy het ook 'n kaartjie om jou toon, net soos die boemelaar wat bokant jou lê en hy lê nog in die yskas bokant jou nag. So wat baat dit jou? Aardse, uiterlike, tydelike, verganklike goed. Dis nie belangrik nie. Jou harte wens moet wees om Christus te ken. Hoe waardevol is dit vir jou om Christus te ken? Om die krag van sy opstanding te ondervind en om een met hom te wees in sy lyding, dood en opstanding. Hoe belangrik is dit vir jou? Hoe klou jy nog vas aan die dinge wat in die verlede vir jou belangrik was? Paulus sê hy maak hom los daarvan. Hy strek hom uit na die dinge wat in die toekoms belangrik is. Baie mense leef in die verlede. Wat 'n klomp goed in die verlede gebeur wat hulle teleurgestel het of seer gemaak. En hulle is nog steeds verbitter daaroor. Hulle klou daaraan vas. Los daai goed. Wat help dit jou om daai goed saam met jou te sleep? Dit rem jou net. Jy kan nie oor die wenstreep kom as jy nog 'n swaar las hier agter jou saam sleep nie. Jy moet jou losmaak van daai goed, sodat jy by die wenpaal kan uitkom. Los die goed van die verlede. Fokus op die toekoms.
Fokus op die verheerlikte liggaam wat Christus by die wenstreep vir jou gaan gee. Hoe strek jy jou uit na die wenstreep? Hoeveel inspanning sit jy in volharding in om jou geloof te laat groei en sterker te word? Deur betrokke te wees by God en by sy kerk en by sy koninkryk. Hoe leef jy reeds soos 'n burger van die hemel? Nou, ons ken baie mense wat nou al mos verhuis het, of geëmigreer het, dan gaan woon hulle in Australië of in Nederland of in Ierland of waar ook al in die wêreld, in Kanada. En dan moet jy nou vir 5 jaar daar bly en jy moet allerhande eksamens skryf en dan kan jy 'n burger word van daardie land. Dan kry jy 'n paspoort van daardie land. En dan moet jy leef soos 'n burger van daardie land. Want jy is 'n burger van daardie land. Jy is alreeds 'n burger van die hemel. As jy in Jesus Christus glo en jy is een met Christus, is Christus jou paspoort na die hemel. Jou hemelse paspoort. As jy 'n Springbok rugby speler is, dan kan jy nie rugby speel soos 'n onder 13B reserve lemoensnyer span speler van een of ander klein dorpie iewers in die Vrystaat of waar ook al. Dan moet jy soos 'n Springbok speel, want jy dra die groen en goud. Ons verwag van die Springbok om soos Springbokke te speel. God verwag van sy kinders om soos sy kinders te leef. Jy is 'n burger van die hemel. En jy kan seker daarvan wees, want God beloof jou, jy is sy kind en jy is 'n burger van die hemel as jy in Jesus glo. Hoe volhard jy en hoe bly jy getrou aan die Here? Hoe bly jy op die regte pad? Hoe hou jy vas aan die geloof? Hoe gehoorsaam bly jy aan God? Hoeveel moeite sit jy daarin om heilig te wees soos wat jou Vader in die hemel heilig is? Ja, ons word uit genade gered, nie uit verdienste nie, maar uit dankbaarheid vir ons verlossing. Vra dit van ons, inspanning, harde werk, deursettingsvermoë, volharding, elke treukie van die pad, totdat my bors daardie lint van die wenstreep breek. Mag ons Hemelse Vader vir ons dieselfde harte wens gee wat Paulus ook gehad het. Sodat ons ook sal sê, al wat ek wens, is om Christus te ken, om die krag van sy opstanding te ondervind, en een met hom te wees. Amen. Kom ons bid saam. Ja, Hemelse Vader, ons wil ook vandag hierdie harte wens hê, wat Paulus gehad het. 'n Harte wens om Christus te kan ken, om hom as bate te kan verkry, om een met hom te wees in sy dood, lyding, maar ook in sy opstanding uit die dood. Ons het net een harte wens en dit is om die wenstreep oor te steek as burgers van die hemel, as kinders van God, as Christene wat aan U behoort en voluit vir U lewe. Daarom wil ons ook losmaak, Vader, van al hierdie dinge wat agter ons is, al die dinge van die verlede wat ons laat skuldig voel, dinge wat ons seer gemaak het, dinge wat ons teleurgestel het, mense wat ons in die rug gesteek het, mense wat ons verraai het, ons verloon het, ons in die steek gelaat het. Ons wil ons uitstrek na wat voor lê en ons wil fokus op hemelse skatte. Skatte wat mot en roes nie verniel nie en waarby diewe nie kan inbreek en steel nie. Dankie Here dat ons hier dieselfde wens ook kan hê en dat U die een is wat hierdie gebed ook verhoor.
Ons weet U is nie 'n wensfietjie of 'n genie nie. En ons gebede is nie wense wat ons uitspreek en U moet die wense laat vervul nie. Ons gebede is maar versoeke, nederige smekinge, pleitgebede. En ons weet, Vader, U verhoor ons gebede op die regte tyd soos U wil. En daarom bid ons, laat nie ons wil nie, maar U wil geskied. En so kom bid ons vir ons gemeente, met al die uitdagings wat vir ons voorlê, die kerkraadsvergadering wat om die draai is, al die projekte wat ons mee besig is. Ons Liplek Lekker Lepelfees, waarna ons uitsien met verwagting, wat ons almal gaan geniet. Die soet Sondag wat ons ook vandag het, waar ons ook lekker saam gaan koek eet en kuier. Ons dank U, Here, vir die liefde en die genade, wat vir ons genoeg is. En ons bid vir hulle wat siek is in die hospitale en tuis, vir hulle wat groot operasies gehad het, soos Petro Doman. Ons bid ook vir Gert van der Walt, na sy 8 ure lange operasie, dat U ook vir hom sal help en herstel sal gee, ook vir haar wat die week moet ingaan vir 'n operasie. Bid ons dat U ook by haar sal wees en dat dit ook suksesvol sal wees. Ons weet dat U genade vir ons genoeg is. Ons weet, Here, dat ons op U kan vertrou en dat U die groot geneesheer is. Daarom bid ons, Here, vir almal in nood, almal wat U op ons pad stuur, vir wie ons tot hulp moet wees, dat ons ook U liefde sal uitstraal na almal om ons, en dat ons vir Christus in ons sal saamdra, as getuies van U, as burgers van die hemel. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Jy het nou geleentheid om die Here te dien met die dankoffers. Dan gaan ons afsluit met lied 245. Ek wat vergifnis, Heer, ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied.